Gesang 365, vers 1, 2 en 3. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22, vers 35 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het vrae gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hierdie samevatting van die wet roep ons op daartoe om ons eie lewens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons in ons optrede teenoor God en teenoor mekaar skuldig is.
Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 602 vers 1, 4 en 5.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, die laaste boek in die Ou Testament, Maleagi. Ons gaan lees van Maleagi 3 vers 13 tot by 4 vers 3. Julle het vermetele dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons oor u gesê? Julle het gesê, dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouklere rondgeloop het voor hom, die Here die Almagtige? Dit lyk vir ons, of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen, vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf, met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal hulle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg om in u teenwoordigheid te kan wees, Here. Wat 'n wonderlike voorreg om u te mag dien en aanbid saam met broers en susters in die geloof. Ons eer u, Here, vir alles wat ons het en alles wat ons is. Ons is maar skepsels. Ons het nie werklik enige reg om met u te praat nie, tot u te nader nie. En tog, u ken elkeen van ons, u nooi ons uit en roep ons. In hierdie tyd, Here, waar ons die koms van ons Here en Heiland gedenk, wil ons vir u sê dankie. Dankie vir daardie groot oomblik wat ons mag gedenk. Ons dra nie op ons liewe broers en susters wat bietjie kan wegbreek. Wees asseblief, Here, hulle getroue reisgenoot op ons paaie. Gee dat hulle goed kan uitrus. Die van ons wat hierso kan rus, gee dat dit ook so vir ons mag wees. En vir hulle wat moet bly werk, Here, wees ook met hulle, ja. Eintlik vra ons dat U met ons almal sal wees. Dankie vir die kinders wat 'n skooljaar kon afsluit. Vir party
net nog 'n jaar volgende jaar in, vir party groot skuwe. Maar in hierdie oomblikke, Here, wil ons nou al daardie dinge aan U opdra en terselfdertyd net op U fokus. Here, dat ons daarom nou sal hoor en luister, dat U woorde tot ons harte toe sal deurdring, dat ons in ons verstand oortuig sal word, dat ons met ons hele menswees hierdie boodskap ook ons eie sal maak. Amen. Kom ons sing saam gesang 354 verse 1 en 3. Tussenkoms en wederkoms. Dis waar ons is. Ons is nou in die adventtyd, waar ons Jesus se eerste koms gedenk, maar terselfdertyd met ons oë, ons hele wese daarop gerig dat hy weer sal kom. Maar dit is nou al 'n rukkie. Die wêreld gaan net aan. So al asof dit leë woorde was. Wanneer Maleagi met hierdie gedeelte van sy profesie begin, is dit die Here wat met 'n verskriklike verwyt kom. Hy kom met 'n verwyt tot sy volk. En die verwyt is: julle sê 'n slegte ding oor my. Dis klaar erg genoeg dat die wêreld God minag. Maar nou is dit God se eie volk wat sê dit maak nie sin om die Here te dien nie. Watter voordeel is daarin om die Here te dien? Dit is anders as die klap in die gesig van die Here deur die wêreld. Dis sy eie volk wat dit doen. En nou kan ons menslik vir mekaar gaan sê, verstaan waar hulle is. Maleagi is aan 'n gemeenskap geskryf wat genoem word die post-exiliese gemeenskap. Dit is nou na die ballingskap en die terugkeer na die beloofde land, met al die hoop en verwagting wat daarmee saamgegaan het. Nou gaan dit weer begin goed gaan. Nou is ons weer hier en nou gaan dit net al hoe beter gaan. Dan kom profesieë en beloftes. En nie al die profesieë is deur God se profete nie, want daar's mos altyd daardie
mooiweersprofete wat al die mooi dinge sal beloof, net omdat die mense daarvan hou. En nou is daar al so 150 jaar van hierdie beloftes en hierdie profesieë wat op die ore geval het, en nou begin op dowe ore val, want niks daarvan lyk asof dit waar word nie. Die Here het beloof, niks gebeur nie. Dis die krisis waarin die mense, God se volk, hulle self begin bevind. Hulle ontsê hulle self 'n klomp dinge omdat dit is om die Here te dien. En daar's mense wat daarvan niks weet nie of nie omgee nie en eintlik uitdagend, uittartend voor die Here leef. Soos ons dit ook maar sien in ons eie wêreld. Want wat sleg is gebeur met gelowiges en ongelowiges. Goeie dinge gebeur met slegte mense en met goeie mense. Daar's goeie en slegte dinge wat gebeur met jonk en oud. Dit lyk eintlik partykeer asof die ongelowiges nog verder vooruit beweeg, beter vooruit boer as die gelowiges wat nog aan sekere reëls en regulasies hulle self probeer hou. Dit, broers en susters, so by jou einde wat genoem word die Theodisee vraagstuk, die vraag na leiding te midde van 'n almagtige God. Is die leiding nou nie verby nie? Die ballingskap was verskriklik, dis nog in almal se geheue. Nogal ironies. Want baie gou na die intog het die volk van God die uittog uit Egipte en die intog en die oorwinning oor groot en magtige nasies vergeet. En so vind ons dat in Rigters elke nuwe hoofstuk begin met en die volk het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. So die goeie dinge wat gebeur word gou vergeet. So is dit dat hulle die ballingskap onthou, maar die feit dat hulle uit ballingskap teen alle moontlikhede in tog terug is by hulle tuisland, dit vergeet hulle. Om 'n bietjie beter verstaan te kan kry van profesie, broers en susters, moet ons net hier vir 'n oomblik stil staan by twee soorte profesie. Want 'n profesie is God se woord. God se wil wat aan mense bekend gemaak word. Ons sien so maklik dit as voorspelling. Enigiemand wat iets kan voorspel is 'n profeet. Ons praat ook van die weerprofete. Maar 'n profesie is eintlik God wat sy wil aan die mense bekend maak. En daardie profesieë is waarskuwings. As julle hiermee aanhou, gaan dit gebeur. En dit was eeue lank wat God Israel gewaarsku het, van die tyd van die rigters af. Hou aan met hierdie ding en dan gaan 'n verskriklike ding gebeur. En die ballingskap het uiteindelik gekom of aangebreek en hulle is weggevoer na vreemde lande toe. Baie van hulle het nooit weer die beloofde land gesien nie. Nie eens hulle nageslag het nie, hulle het groot geword in vreemde plekke. Maar God se profesie rondom dit word altyd getemper met maar. Maar as julle van julle verkeerde weë wegbly, dan sal ek dat dit goed gaan. So
Dis 'n profesie oor wat kan gebeur, gekoppel aan die getrouheid van die volk van God. Maar selfs dan word dit telkens op grond van God se genade uitgestel. Ek gaan oor valse profesie niks sê nie, want hoe minder ons daaroor sê, hoe beter. Daar's genoeg mense wat met leuns besig is. Die ander soort profesie wat God gee, is 'n profesie gekoppel aan sy wese. En al is dit nie altyd onmiddellik nie, is dit 'n profesie wat sonder twyfel waar gaan word. Omdat dit aan God se wese gekoppel is, aan sy Godwees gekoppel is hierdie soort profesie ietsie wat sal gebeur. Nie miskien nie, nie kan nie, dit sal gebeur. Dit gaan dalk nie onmiddellik gebeur nie. Die beste voorbeeld daarvan is God in sy genade wat die moederbelofte maak, net na die sondeval. Dan is dit letterlik duisende jare se geskiedenis van die eerste mense af, deur die vloed, deur Abraham, deur die slawerny, deur die woestyn, deur rigters en konings en ballingskap heen. Is daar die belofte gemaak. Ek sal vyandskap stel. Jy sal hom in die hakskeen byt en hy sal jou die kop vermorsel. Die moederbelofte wat met ander woorde net na die sondeval reeds die koms van die Messias beloof. En wanneer ons dan nou hier kyk na hierdie gedeelte, is Israel, die volk van God, besig om met die Here te beklei of oor hom te beklei. Hulle het nie 'n probleem met lyding nie. Hulle het 'n probleem met God. Want hulle dink God het homself onttrek en dit het geen nut om God te dien nie. Die profesie wat sê daar kom goeie tye, kyk nie na watter soort belofte dit is nie. Dis aan hulle as volk gekoppel en hulle eie woorde erken hulle dat van hulle eie mense God afvallig geword het. Meer nog, hulle begin dalk so 'n stukkie nydigheid in hulle hê oor hierdie mense wat geen ag slaan op God of gebod nie. So eintlik moet hulle met hulle eie mense beklei oor getrouheid. Maar wanneer dan God reageer, is die belofte wat hy maak gebou op sy eie wese. God wat getrou is. En God sê, daardie dag van sonskyn sal aanbreek. Julle sal bokspring van vreugde. Nou kom 'n interessante ding ook hier na vore, wanneer daar gepraat word oor 'n gedenkboek waarin name geskryf word. God hou boek, maar nie van die kwaad nie. En natuurlik, God se geheue is perfek, maar om mense te laat verstaan hoe waar en betroubaar hierdie belofte is, word gesê, die name is in 'n boek geskryf. Want as dit eers in 'n boek geskryf is, dan is dit permanent. Ons sien iets daarvan ook wanneer ons na Openbaring beweeg, wanneer die name van hulle wat gered is,
in daardie boek geboekstaaf is. Ons praat ook van geboekstaaf. Met ander woorde, broers en susters, God hou nie boek van die kwaad nie. Hy skryf nie in die boek al die dinge wat verkeerd geloop het nie. Hy skryf in daardie boek die name van hulle wat gered is. Van hulle wat ewigheid bestem is. En dan vra ons nou maar onder watter vaandel moet ons hierdie dag van die Here plaas? Watter dag is dit wat die son van redding sal skyn? Daar het 'n eerste straal daarvan reeds deurgebreek. Hierdie profesie moet onder die vaandel van hoop verstaan word. 'n Hoop wat nie beskaam nie, omdat God self die waarborg daarvan is. Wanneer God sê, ek sal dit doen, dan gaan hy dit doen, omdat hy getrou is. Daardie eerste sonstraal van redding was toe Jesus mens geword het. Immanuel, God met ons. 'n belofte wat met ander woorde oor millennia heen waar geword het, omdat God dit aan sy wese en sy genade gekoppel het. Beteken dat te midde van die lyding in die woestyn, te midde in die lyding van post-exiliese Israel, daar die heeltyd die groei was na die vervulling van die belofte. Dat selfs in die donkerste oomblik hierdie hoop daar sal bly. Hoop wat nie beskaam nie. Wanneer ons nou 2000 jaar later nog steeds van Kersfees wil praat as 'n tyd van hoop, dan is dit maar net eintlik ons wat fokus op die hoop. Dit is 'n hoop wat eintlik dwars deur die jaar moet loop. Wat ons dwars deur die jare moet dra. Ons sou kon sê, kyk na die wêreld, kyk hoe gaan dit vooruit. Kyk hoe goed gaan dit met al hierdie goddeloses. Ons wag nou al 2000 jaar vir die wederkoms. Met goeie reg sou ons kon sê, dit lyk nie asof hier ietsie goeds van kan kom nie. Die goddeloses floreer. En ons ly. As die Jode na 150 jaar kon begin moedeloos raak, wat dan van ons 2000 jaar later? Maar juis die feit dat dit God is wat beloof, en God self wat instaan vir die waarborg. Ons het 'n groot voordeel. Al is dit 2000 jaar. Ons weet die belofte wat daar anderkant die engele met hulle swaarde gemaak is, naamlik die moederbelofte oor millennia waar geword het. Ons het daardie stukkie triespieël wat vir ons sê, God se beloftes sal hy altyd gestand doen. Daarom is Kersfees in die besonder 'n tyd om ons te herinner aan die hoop.
Nie die tyd van hoop nie, want elke dag van ons lewe moet wees onder die teken van hoop. Die ironie, broers en susters, van onder die teken van hoop leef, is dat vir ons as simbool ons gekies het 'n kruis, wat in die tyd waarin Jesus geleef het, en na hom, en voor hom, 'n teken van wanhoop was, van verlorenheid was, van dood en ellende was. Maar daardie kruis is baie meer net as hy het vir ons sondes gesterf. Hy het ook vir ons opgestaan en hy het beloof om weer te kom. Daardeur wil ek nie die hele evangelie nou skielik in een trek nie. Maar die vraag is, het jy nog daardie hoop? Is dit die hoop wat jou deur die jaar gaan dra? Of direk na Kersfees is die hoop dan nou maar weer verby? Dis 'n hoop wat ons kan hê, ook wanneer dit met ons ellende gaan, en dit gaan van tyd tot tyd ellendig in elkeen se lewe. En partykeer is dit net vir 'n ruk en partykeer is dit vir 'n lang tyd. Maar as jy vashou aan God en sy beloftes, hou jy vas aan ietsie wat beslis waar gaan word. Miskien nie môre of oormôre nie. Miskien nie in ons leeftyd nie. Maar onthou, ons name is in daardie boek, want God hou boek van sy kinders. Dis ons. So sê die Here, amen. Kom, laat ons saam bid. Ons moet erken, Here, partykeer raak die laste van hierdie lewe amper oorweldigend. Daar is soveel probleme wat ons rondom ons sien, in ons eie lewens ervaar, in ons eie liggame ervaar. Ons vra dat U dit vir ons anders sal maak. Dat selfs al is daar die kankerterminaal of al is daar die finansies onredbaar, ons altyd in die hoop van U wederkoms sal bly lewe, dat ons die lewenskruis sal dra, want daardie kruis is nie meer 'n teken van wanhoop nie, maar juis van redding. Seën ons in ons verhoudings, Here, dat ons goeie verhoudings mag hê met ons kinders, ons ouers, ons broers, ons susters. Dankie vir die uitgebreide familie wat ons kan hê. En ons dra nie op hulle wat wees is, alleen is. Ons wil ook ons gebroke verhoudings onder die teken van U hoop plaas. En vra dat daar wysheid en leiding sal wees, sodat ons ook ons gebroke verhoudings met partykeer naby familie kan herstel. Here, gee dat in hierdie seisoen van hoop ons hierdie hoop ook sal dra, nie net na môre en oormôre nie, maar ook die verre toekoms in, totdat ons tot sterwe kom of U weer kom. Maar Here, kom gou. Ons sien uit om te hoor, ons name is in daardie boek. Ons is sondaars. Ons eer U vir die vergifnis wat ons ontvang.
en smeek vir die krag om daardie vergifnis net so mildelik aan ander uit te deel. Amen. Kom ons sluit af met gesang 334 vers 1, 2 en 3. Gesang 334 vers 1, 2 en 3. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.